Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard en vir altyd die geloofswoord totdat Jesus ons kom haal. Goeiedag geliefdes. Dit is dan wonderlik om te weet dat ons veilige vesting die naam van ons verlosser is. Dit is goed om te weet dat ons toegerus is met 'n wapenrusting vir juis hierdie dae van onheil. Vandag wil ons egter net in Hebreërs 10 'n bietjie kyk na 'n waarskuwing rondom dit alles. Ons lees uit Hebreërs 10 vanaf vers 35 tot 39. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Dit is so verblydend om te weet dat dit geloof is. Geloof is in Jesus Christus, wat maak dat jy met vrede, met oortuiging en met 'n toekomsvisie deur die dag van onheil kan leef. In die dag van watter onheil jy ook al tref, waarmee jy te doen kry, kan bly staan. Dit is gereserveer vir die wat glo in Jesus Christus. Dit is waaroor hierdie teks gaan. Maar ek wil tog hê dat ons moet baie mooi sien dat hier in die teks ook 'n waarskuwing is. In vers 38 sê hy, maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Geliefdes, ons durf nie terugdeins van Christus nie. Ons durf nie terugdeins deur wanhoopige taal te gebruik en te sê, maar die wederkoms word uitgestel, of wanneer gaan dit gebeur, of ons is moedeloos omdat dit nog nie gebeur het nie. Dis om terug te deins. Om terug te deins is om dalk ergens in jou kop te begin dink dat Christus nie so magtig is as wat hy in die Bybel uitgemaak word nie. En ek hoor dit baie keer vandag. Dat mense so 'n bietjie twyfel in die almag van God, in die mag van die koning van die konings en die Here van die heersers, in die mag van die Alfa en die Omega, Christus Jesus. Ek hoor dit wanneer daar in sulke, kom ek noem dit nou maar, lae terme gepraat word oor God. Ek het al hieraan geraak. Wanneer daar verwys word na die ou baas daarbo, bloot die man daarbo. Wanneer Christus Jesus geskets word as 'n patetiese figuur aan 'n kruis. Wanneer daar minagtend oor hom en sy werk gepraat word, dit is om terug te deins. Hier is 'n waarskuwing vir elke gelowige. Ons durf nie terugdeins nie. Dit beteken dat die wapenrusting moet aan ons wees, elke oomblik van elke dag en nag. Dit beteken dat die naam van die Here die belangrikste iets in ons lewens sal wees, waarvoor ons die grootste respek het, omdat ons weet, dit is ons veilige vesting. Dit hou in dat ons Christus Jesus ons prioriteit sal maak in alles wat ons doen. Want as ons hom die tweede plek laat inneem, in ons besluite, in ons optrede, dan deins ons terug. Mag ek en jy, wat die lewende God dien, wat 'n verlosser het, wat triomfantlik heers, leer om nooit terug te deins nie. Staan vas in Christus Jesus. Shalom. Vind jou krag net in die Here, vra dit van hom dag na dag, en doen dit alles bid, deur die Gees van God tot krag. Wees waaksaam, bid gedurig, trek 'n wapenrusting aan, sodat jy soldaat vir Christus na verlorenes kan gaan. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van
zwaar. En vir altyd die geloofsvlug totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard en vir altyd die geloofsvlug totdat Jesus ons kom haal.